Die wêreld vra nie altyd dat jy Jesus Christus openlik moet verloon nie. Soms vra dit net dat jy hom tweede moet stel. Na die geld wat jy najag, na jou gemak, nadat jy eers ander mense tevrede gestel het, nadat jy gekry het dit wat jy self wil hê en begeer. Maar nou moet ons weet, wanneer ons Christus tweede stel, kry die wêreld 'n houvas op ons. Hoe breek 'n mens daardie houvas van die wêreld? Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens vanaand. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit die eerste brief van Johannes en vanaand lees ons die laaste hoofstuk van 1 Johannes. Ons lees hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 5. Nou toe Jesus een keer vir sy disippels gebid het wat in die wêreld leef, maar nie van die wêreld is nie, het hy hierdie woorde gebid. Hy het gesê: "Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid." Dit staan daar in Johannes 17 vers 17. Nou kom ons luister nou vanaand uit die woord van die Here, hoe ons toegewy aan die waarheid kan lewe. 1 Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 5. Elkeen wat glo dat Jezus die Christus is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jezus die Seun van God is? So sê die Here. In hierdie gedeelte sê Johannes vir ons, elkeen wat 'n kind van God is, kan die wêreld oorwin. Met die wêreld bedoel hy hier alles wat jou van God wil weglok, jou sondige begeertes, die druk om soos die mense rondom jou te dink en te leef, die hinkering na aansien, die leuen dat hierdie sigbare lewe al is wat saak maak en wat die moeite werd is om voor te lewe. Die wêreld regeer jou deur jou begeertes. Dit laat geld en gerief en mense se goedkeuring en plesier vir jou kosbaarder lyk as Jesus Christus. En solank as wat jy daardie leuen glo, sal die wêreld 'n houvas op jou hê. Jy sal aanhou jaag en jy gaan elke aand leeg huis toe kom en wonder, waaroor gaan die lewe dan nou eintlik? Hoekom voel ek so leeg? Maar dit hoef nie so te wees nie. Ons kan en ons moet ook die wêreld oorwin. Hoe doen ons dit? Nie deur môre net nog harder te probeer om die kwaad te vermy nie. Johannes sê, ons oorwin die wêreld deur die geloof dat Jezus die Seun van God is. Deur die geloof word ons aan Christus verbind en kry ons deel aan sy oorwinning. Deur die woord werk die Heilige Gees in ons harte. Hy sit 'n nuwe bril op ons oë, die bril van die geloof. En deur daardie lens sien ons twee dinge. Ons sien eerstens die wêreld se beloftes vir wat hulle is. Leuns, vals. Want geld kan jou nie veilig maak nie. Mense se goedkeuring kan jou nie waarde gee nie. Plesier kan nie jou hart vul met vreugde en met vrede nie. Maar die bril van die geloof laat jou ook iets anders sien. Dit laat jou Jesus Christus sien vir wie en wat hy is. Die Seun van God en wie die Vader aan jou die ware lewe gee. So as die wêreld jou moeg gemaak het met sy leebeloftes, vlug dan terug na die woord van God. Vlug terug na Jesus Christus. Sit die bril van die geloof op. Dan gaan jy die wêreld sien vir wat dit is, maar jy gaan ook die weg en die waarheid en die lewe, Jesus Christus, vind. Want so het hy homself aan jou bekend gemaak. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Miskien moet jy ook vanaand mooi dink oor wat vir jou belangriker geword het as Jesus Christus. Nie so dat jy hom heeltemal verloon het nie,
maar so dat jy hom ongemerk tweede geskuif het in jou lewe. Dink oor daardie dinge na en bely dit voor God. Draai weg daarvan. Draai terug na die woord en na die gebooie van die Here. Lewe in gehoorsaamheid aan hom en sy gebooie. Want so, sê Johannes, alleen sal jy die wêreld en sy leebeloftes oorwin. Wie anders is dit, sê Johannes, wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons nou saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons aan die begin van hierdie nuwe week weer terugbring na U woord toe. Here, gee ons krag vir elke taak in hierdie week. Gee vir ons volharding in die geloof, sodat ons ook deur Christus die wêreld se houvas op ons kan oorwin. Open ons oë, Vader, om die wêreld se leebeloftes te sien vir wat dit is. Maar leer ons ook om U beloftes te hoor as die woorde wat lewe gee. Here, bewaar ons daarvan om ons vrede en ons vreugde te soek in dinge wat nie blywende waarde het nie. Beskerm ons dan vanaand, hou U hand oor elkeen van ons geliefdes. Versorg ons, Vader, met alles wat ons nodig het en met alles wat U in U wysheid weet vir ons goed is. Ons bid dat U ons vrede sal gee en dat U ons hierdie week uit U woord sal laat leef deur U Gees in vertroue op ons Here Jesus Christus. In sy naam bid ons dit. Amen. God se woord keer nooit leeg terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur gerus hierdie voorlesing aan iemand wat vandag die woord van die Here nodig het. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgetroue woordverkondiging, volg Gelowig op Pad op Facebook en YouTube of sluit aan by ons WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel onderaan hierdie opname verskyn. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.